Dis kompetisietyd hier by Twak Praat. Wen 'n solarsisteem ter waarde van R90,000 saam met Eagle Solar. Al wat jy moet doen, skandeer die QR-kode wat jy nou op die skerm sien, gaan volg vir Eagle Solar op Facebook en op Instagram, like hierdie post en los vir ons 'n comment waar jy sê #Twak_praat en tag 3 van jou vriende. So maklik soos dit, en mens weet nooit, jy stap miskien net weg met 'n splinternuwe solarsisteem. Hammy? Hallo Rikus. Wat sê jy? Ja, goed. Hoor jy, man. hoe was jou week? Het jy nog steeds weer gedrink? Nee, opgehou Of nie? weer. Het jy weer opgehou, Ek het ja. weer opgehou. Ag, ek gaan mos maar deur ups and downs, jong. Maar ja, Regtig? ek het opgehou. Jy Ja. het die ups and downs. Ek het jou mos laasweek beduie jy het net highs. Jy's reg. Ek So het, ons kunstenaars het mos hoë en dan dip ons, dan is ons Ja. depressed en dan gaan ons weer. Jy van geboorte af is jy nog net op ek wag vir daai dag wat jy nog moet val. Jy gaan dan ja, dit gaan nie lekker wees nie. daai downer gaan vir jou slaan. Hoorie, laat ek vir jou sê, deesdae met 'n babbela slat ek so 'n bietjie van 'n Is dit? downer vir so 12 Ek sekondes. het gehoor nou Hier, die dag en jy dan sê ek skree weer- so op sy hande en die kinders. Sy my arme goed. Maar dit was toe ek dronk Ek was. gaan hulle nog aanneem. Ja, dit was toe ek dronk was. Ja, hoorie, hier jou hempie lyk mooi, het jy 'n bietjie gewas? Ja, Is dit? ja, Lisaatjie het hom. Ag, dis oulik Toe weer van vir haar. Twee binnesenter en buitesenter. Hier sit ons in span verseker. En ons het die versekerbeker ook gewen. Daar gaan ons. Het jy 'n lekker week gehad, Rikus? Ja, lekker. Is Ek dit? het wie ons gas vandag. Dit sien ek al so lank uit. As ek 'n Afrikaans is groot dink, dan dink ek maar net aan hom altyd. Kyk, hy was die man wat vir ons mooi beduie het hoe werk die dinge, waar staan jy, die hele production en goed. Daar's as ek aan hom dink, dan kom daar 'n woord by my op. Props. Maar nie props, Nie daai laaitie wat sing, nie. Daai kort laaitie. nie daai ou wat sing nie. Ja. Die woord props kom op en maar nie net props nie, dit kom op props. Dan weet ek, ons is weer diep in die kak. So vir mense wat nie weet wat props nie. Dit is al die dinge wat jy op die verhoog sien by Afrikaans is groot, die huis, die boot, die vliegtuig, die helikopter waar Ulie, daai is 'n prop by Afrikaans is groot en ek was die propsmaster vir 3 jaar by Afrikaans is groot, rekwisiete meester. Ja, sy. Rekwisiete meester is die regte. Is dit die regte woord, Perry? Ja, die regte term is rekwisiete en jy was die vir 'n kort bestek van tyd die rekwisiete meester wat ek het geweet in jaar 2 toe jy daar was of in jou tweede jaar. Partykeer moet 'n mens maar iemand vervang. Nee. Verstaan? Ja, Maar vir alles hy kak aan Maar jou. wag nou, laat ek hom. Ja, veral want jy was die rekwisiete meester. Met ander woorde, dis baie soos om te vlieg Ja, Okay. in 'n Boeing. As die lugvaardin hysteries raak, ja. dan kan jy wat daar sit, jy het nou R2000 betaal, nie om in Kaapstad te kom nie, Ja. maar jy gaan jou skepper ontmoet persoonlik binne die volgende 4 minute, want sy is hysteries, wat beteken daar's 'n fout, en dan kry jy natuurlik die kaptein daarvoor, as hy daar uithol en hy is hysteries, dan kan jy vir 'n feit weet, Ja. daar's geen kans vir jou nie, en hy was die rekwisiete meester, en as hy droog maak, Ja. syfer dit af na die res van die groep, en dan sit daar nou 9000 mense, en dan wonder hulle, hoekom is daar nou 'n vuurpyl terwyl Demi Lee Moore mis eet slaap herhalsing? En dan's jy so aarde sluk my. Nee, en dan sal ek net sê, props! Ja. Presies daai. Ek het horries, ek kon vir jy weet ek kon vir 6 maande nie slaap nie, net dan word ek met horries wakker. Props. Maar kan ek hom net voorstel, ekskuus, nie dat jy Nee. voorstelling nodig het nie. Ja. Dames en here, die broer van Gerry Pretorius, Barry Pretorius. Ek ken Gerry al jare, maar nee, ons is nie verwant nie. Ek is actually gebore Ja. of gedoop. My doopnaam is Barend. O, Ja, Barend, en my ma was verskriklik, sy was nie die tipe mens wat daarvan gehou het. En onthou nou, ek is gebore in 79. Ek Ja. is dieselfde ouderdom, dink ek. ons is dieselfde ouderdom. En ek is in 79 gebore, en my ma, daai jare het jy mos nou, jy's agter die oupa vernoem, of agter die pa, want iemand moet die name nou vorentoe vat. Ja. En my ma het net gesê, nee, toe noem sy my Barry. Barry, ja. Maar dit is eintlik En nee, maar my ouma, hulle aan my pa se kant was nogals omgekrap, en dis baie Engels, en hulle is anti-Engelse mense, want hulle is volksrust. Ja. Jy weet, die ouma grootjie was nou in die boereoorlog in 'n Ja. kamp, so hulle is toe nog die moeder en
vir die Engelse. Ja. En so die naam Barry het nie goed gesit nie en verder meer was dit ook die naam van haar ex-verloofde wat selfmoord gepleeg het. So ja, Barry of Barend? nee, Barry. Barry, Nee, ja. nee, Barend was my oupa. Ja, Barend. Dat was so 'n liedjie ook, sweet soos oom Barend. Ja. Sweet soos 'n Sweet Barend. soos 'n Barend. Ja. Ek het oom van my was Barend en hy was 'n sweterige man. So dit maak vir my sin. Dit is so dis Ja. vir hom geskryf. Ja, wie het hom oorspronklik, was dit my nie? My nie. Ek dink sy het hom geskryf ook. Sy het toch geskryf? Sy het obviously 'n Barend gedate. Maar sien You never know. Wat miskien jou oom was. Jou oupa. Want die Pretoria is bekend vir rondneek. So dis nie Maar nie jy nie. nee, ek het die stryd in die narrow. As jy jou ewige liefde aan iemand toevertrou, dan is dit nou daai een. Ja. Natuurlik, nee, ek Verstaan. ken jou al. Barry, so onthou jy toe ek jou die eerste keer ontmoet het, dis baie jare terug. Dis meer as 20 jaar. Ja, as ver oor die 20 jaar. Dit was nog saam Dousie. Dousie. David het daar Ek onthou- gebeur ek met die onthou- koukie. Was dit hy wat met die permanent koukie? Ja. Ja, laat ek gou dink ek onthou so iets. Op die kaart se bod dit. Ek onthou soveel goed van Dousie. Ja. Dis eintlik hoe ek gaan nie sê dis hoe my loopbaan begin het nie, want ek kom uit 'n drama en TV agtergrond. Maar Dousie was eintlik die eerste kunstenaar, Afrikaanse kunstenaar van wie ek gewerk het. Ja. En jy toe nog vir hom Dis gespeel. gespeel, ja. Wat het jy gedoen vir hom? Wat het jy? Ek was die agent. Ek het shows vir hom geboek Ja. en daai tipe van goed. Ook net 3 maande gehou, want kyk, administratief is ek die slegste mens wat die vader gestuur Dis het. nie 'n sterkpunt nie. Glad nie. Ek kan nie eens my naam spel. Was jy nie die een wat hulle het Ceres toe gery om 'n show te doen en toe is die show eintlik geboek in Ceres? En dit is moontlik ek. Kom hulle dis daar in moontlik nie. Ceres, jy sê die kliënt staan by die kerk en wag vir julle en toe sit al die tyd in Ceres waar die kliënt Wel, staan. ek het een keer Warrington en Winburg verwar. So Ja, sien, okay. en ry Ja, aan daai die is 'n- pad Natal toe. Daai's 'n flater. By daai een mooi berg met die baie groen en eintlik moes hulle na die berge toe gaan met net sand. Maar shit happens. So daai Ceres het mos ou regtig met hom olieviljoen hulle Hoe het dit? So daai tyd was daar nog nie selfone goed nie. Hulle is geboek in die Ceres in die stadsaal. En toe Ek dink dis al wat daar toe is. slaat hulle om Ceres stadsaal, toe kom hulle as die deure toe en hardloop hulle nou kry hulle nou kommunikasie, bel hulle toe nou van die landlyn af. Ja, tikkie box, hulle kry 'n tikkie box. Hulle het sê maar staan hier is dan niemand nie. Ek sê nee, maar hy staan by die stadsaal. Ek sê nee, maar ons is ook hier. Hy en natuurlik omtrent 1000 mense wat Natuurlijk. betaal het om daar te wees. Toe het hulle nou betaal om die boereorkes te beleef en toe is hulle nou in Ceres in plaas van Ceres. Nou kyk, ek is daai tipe regisseur wat dadelik op punt 99 'n oplossing se vind. Ja. Wat 'n jaar Morales was dit? Dit was seker in die 80s. Ja, met die 80 seker. Ja. Ek sou dadelik die kerk se DJ bel en sê bring jou boks en speel Karika Kesenkampplaat want hierdie mense het betaal vir hulle moeite. Of vir jy weet Of jy moet gou vir die Ceres mense laat weet dis 'n show vanaand. Nee, ek dink Karika sou uitverkoop al is dit net haar plaat wat die oomblik as jy sê Yuri Els is hier dan gaan dit nie daar diep in die 5 gaste wat Ek sal dink opdaag. hulle sou Aspris vir hom gesê dis in Ceres. En Ja, dan- dis Ek lees 'n grappie, spot, Yuri. ja. Ek weet hy kyk ook ons show. O, Net 'n kyk, Yuri. grappie, ja. Ja. Uit Nieu-Seeland uit. Want Kyk, as Yuri ek nou dat jy Yuri dit het 'n ruk terug gebeur. Nou op Goeiemôre, Good Morning is die ontbytshow wat ek doen vir Via. Ja. En hulle vra die een persoon vra vir my jy was nou by Afrikaans is groot so lank en jy werk met al die mense. Kan jy sing? En dit is nou 'n slegte ding van my. Ek het mos 'n manier om Ja. vinniger te antwoord Ja. as wat ek dink. Verstaan Ja. jy? Want dan eers nadat jy gesê het, besef jy ek moet eintlik hierdie sê nie want dit gaan en Yuri het ter sprake gekom. Want Ja. Ek sê vir die persoon ja. O nee, ek sing slegter as Yuri toe hy sy hoogtepunte behaal. Ja, toe hy net noot vir noot gewen het. Dit was ja, dis alles is in. En ek gesê soos 'n like tipiese Barry humor. Hoorie maar Wrang. terwyl ons op daai subject is jy het nou die dag kind of 'n aankondiging gemaak jy's nou ek sou sê vir 'n Klaar. rukkie weg. Ja, klaar by Nee, geen rukkie weg, ek klaar. jy's nou by die nuwe ontbytprogram by Via. Ja, ek was baie verbonde, wel die woord verbonde aan die Koleski konglomeraat. Yes, ja.
Ek het Afrikaans is groot gedoen, ek het die kontrak gedoen en classics, Alles. alle ja. Jy was deel van die ek Ek meen was jy was baie deel van daai die span. Ja. Ja. En ek yes, 12, okay, daar was 12 of tot nou toe Ja. 12 Afrikaanse Yes. grootte op stage. Yes. En ek met die projek gaan aan. Maar ek het op 'n punt gekom wat ek voel dis nou daar. Hoe lank was jy as nou ek sê daar? dis Hoe lank daar was jy by van die Afrikaans? begin af. Van die begin af. Ja. Van Absoluut. show nommer 1 Van af. show nommer 1 af en obviously deel van die span Ja. toe dit ontwikkel het. Toe dit nou 'n ontwikkeling was. Ja. Jy weet met die heel eerste Afrikaans was 2012 en ons het 2011 hierdie idee opgekom. Arnold Goodness. Koleski Ja. vir sy baby. Ja. En so die idee en die show het so gegroei. Ja. Dit Dis my vriend. Ja, dit het so gegroei want ons het begin in die Moreletta Parkkerk Ja. 2012, ek dink dit was 3 shows. Ja, Dit was maar 3 zoiets. shows en Ek het daai een gemis want toe's ek nog by skouspel. toe was jy nog by Skysbal en julle Jy was aan die ander kant by die teenstanders. Ja. nee, julle weet daar was 'n verskriklike storie in die industrie in die bedryf. Ja. Nie onder die publiek nie want hulle gee nou nie baie nee, hulle gee maar aandag aan stront, maar Ja. wat ek bedoel is dan hulle het nou Afrikaans is groot begin om skouspel te vermoor. So, en dit was daai selfde naweek as ek dit nou nie mis het nie, hè. Die eerste ene was Ja, dit ja. nie dieselfde naweek as skouspel se naweek. Dit was, Ja, maar ons was nou by Sun City en, Ja. en julle Ja. was by Moreletta. maar hier is die ding wat baie mense nie weet nie. Ja. En seker net maar na die tyd ek hou aan hierdie ding so. Nee, Uitgevind het is dit was die enigste naweek wat ons kon kry by die venue. Ja. En is die enigste venue wat die produksies, die size of the production, die grootte van die kon akkommodeer. Yes. En terselfdertyd het ek moet nou net reg onthou, die kunstenaars wat genader was, baie van hulle was op skouspel. Yes. Unita, Bok. Teens, Bobby, Caroline, Steve. ja, dit was Ja. almal skouspel, maar elke die Steve se Steve hy was toe eintlik al klaar weg. by hy was al skouspel, klaar, ja. Maar Unita hulle was nog daar en hulle het ja gesê vir Afrikaans is groot. Ja, Want ja. so daar was nie eintlik intern ooit, Nee, glad nie. maar Eintlik die natuurlik fight heen en weer nie, maar mense gaan maak dit toe. mense Da- maak maar daarvan- dit is ons iets wat mense lief is vir. Daarvan kan ek Hulle- ook getuig. Daar was nooit 'n Nee. wat die publiek gedink het is glad nie dit. Jy weet dit was nie. Hulle Dit het was nou maar kwaad vir niemand hoor. En toe het ons die show gebou en yes, wat 'n leerskool was dit vir my. Ek bedoel jy weet as kind drome mense ook, maar soos wat jy seker maar as 'n kunstenaar Ja. en jy self wat nou ek wil altyd shows produseer. My grootste doel was nog nooit Afrikaans is groot of daai skaal as sulks nie. Dis musiek bly speel, Ja. musicals. Ja. En wat ek nou besig is om een te ontwikkel en wat volgende jaar verhoog toe gaan. Ons het nou al lekker maar meer daaroor laat. Maar sê gou vir Ek my het- vir die mense wat dit nie weet nie, om 'n show te produce. Ja. Ons weet nou maar verduidelik dit vir hulle wat het jy als gedoen byvoorbeeld by Afrikaans. Ek het in die oggens as my wekker afgaan, Ja. het ek my eerste dubbel gin geskryf. Ja. Daar lê die geheim. Dis die grootste Ja, job. so. Ek wil nie Ja, daai job hê nie. Jy want hier's die ding. As 8uur, as jou horlosie 8uur slaan, gaan die baas jou bel. Ja. Verstaan? Hoe lyk stand van sake? Ja. Ja, hoe waar lyk trek stand ons? van waar trek ons? Wat is die storie? Da. En dit is lekker vir my, maar die ding met die grootste Ja. respek is wanneer 'n kunstenaar jou bel. O, ja. Hi Barry, ek het nou gedink. Ja. En dan. En ons moenie dink nie. Nee. Ja, want ek het al Dan moet baie net gedoen word. Nee, die oomblik as van die kids, ons Ja. daarom nie almal nie, maar ons Nee, nee. een of twee kunstenaars ons alleen bel. Barry, hoe gaan dit vanoggend? Nee, lekker. Nee, ek het nou gedink en dan sal ek antwoord en sê deel met my, maar in my kop. Ja. Weet ek wat ek sê is Was dit moenie seer? dink nie as jy dink kom maar kak. Ek het nou gedink, dit was dit is seer? Staan jy daar? Nee, ek spot. Nee, dit is hoor jy so, dis 'n enorme taak. dit is- Maar die ding met Afrikaans is groot. Sorry om in te Barry. Dis 'n hele jaar se beplanning. Ja, dit ver. Ek meen as jy klaar is met Afrikaans is groot, onmiddellik. dan sit onmiddellik. Ek dink mense dink die ding word in 'n maand. Ja, ons trek in en die songs word in mekaar. Dis 'n hele jaar se show se Hele beplanning. jaar se werk en daar's 'n paar elemente wat 'n ontsettende groot rol speel. Is nommer 1 content inhoud. Ja. Wat is die regte liedjie? Hoe reageer die publiek op 'n liedjie? En die publiek is die volgende element en amper die crucial element in die sin van sielkunde. Mm. Hoe dink hulle? Ja.
wat maak hulle hartseer, wat maak hulle bly. Ja. Daai is die twee mees belangrikste elemente. Want as jy, en dit moet eintlik geld vir enige produksie, dis ook om baie produksies en baie feeste of wat ook al, nie noodwendig werk nie, want hulle het nie die regte, ek wil nie sê nie die regte line-up nie. Emosionele aanslag. Daai emosionele aanslag, en die feit dat die eie ek speel geen rol. En daar's baie ander groot produksies in die verlede waar die uitvoerende vervaardigers of die vervaardiger, regisseurs wat ek al, dan sal hulle dan begin goed afforceer, want dis wat hulle wil hê. En as my idee daaroor is, maar is dit wat die publiek wil hê? Is dit wat die publiek wil hê? Want as die publiek dit nie wil hê nie, dan gaan jy diep in die 7 kaartjies verkoop en jou geld mors. Ja, die kunstenaar is miskien happy, of die vervaardiger is miskien happy, maar as die publiek nie happy is nie, dan gaan die show nie weer gebeur nie. Maar hier's nou die ding, en dis die magic van Afrikaans is groot, is die kunstenaars wat Afrikaans is groot toe kom, jaar vir jaar, ken hulle publiek to the T. Hulle ken, hulle weet waarvan jy, Rikus Nel, Demi Limoor, wie ook al, Unita, wie ook al, Afrikaans, hulle weet wat hulle audience van hou. En daai maak die magic. Dit help, maar nou het julle die, kom ons sê nou eventueel, alright, nou het ons die songs, julle, nou, van wat my mind altyd bly, die prentjie wat jy sien, hoe gaan dit nou like? Ek meen, dit blaas my weg. Ek het al byvoorbeeld met Boerepompie, ek en Snot het ek met 'n Boeing op die verhoog gekom, mense sal dit nou onthou. Die was in die helikopter, early B. Dit was verskriklik. En dan dink jy nou by jouself, maar okay, hoe het hulle daarby uitgekom, creatively? En hoe doen julle dit, Barry? Hoe kom jy daarby uit? Dit is nogals interessant, want ek sal partykeer in 'n karre of op 'n plek wees, en dan sien ek iemand. Die hele manier hoe Boerepompie eintlik gekom het, ons het dit nou 2 keer gedoen, 'n paar jaar terug, wat jy nou verwys, die Boeing. Die groot een, Die, wat ons het, letterlik 'n Boeing se neus. 2019. 'n Boeing, 'n 737 neus, hy is gebou vir ons. Maar jy kon binne die vliegtuig, en die audience het nie geweet wie jy is, dis jy nie. Want ons het begin, Didi en Floors, wat geniaal is, ons musiekregisseurs. Hulle het ek dink dit was die Nessun Dorma. Het was so iets. Dan land hy. Dan kom die Boeing, maar voor dit eers het Snotty uitgekom. En in die middel van die arena was 'n aparte verhoog. Ons het so 'n aparte verhoog gehad. En hy het daar gestaan op die foon, want hy praat met sy oom. Want hierdie oom is nou op pad, en ek dink op het gesê, ons gaan pad staan toe die aand. Want die oom, is op pad, maar die audience weet nie, hy is op 'n lughawe nie. En hierdie verskriklike klassieke stuk begin speel, en hierdie Boeing kom uit, en dit is hierdie jet engines, en maar binne die Boeing is al die dansers, Rikus obviously, wat die oom speel. En die dansers. En die dansers wat hy natuurlik versot op was. Dit gewees. Want kyk eens so, daai dansers, of jy nou man of vrou is, jy kan net nie, hulle almal lyk soos Karen Carpenter op hulle sterfbeddens. Hulle lyk soos Rita Matita. Maar dis hoekom hulle is ligwaardinne aangetrek. Hulle is soos ligwaardinne, en hulle klim nou eerste uit. En toe kom Rikus. Daai audience erupt. Want hulle verwag dit nie. Hulle verwag dit nie. Dis die ding, En die hele toneel speel af asof ons in 'n lughawe gebou is. En die hele inspirasie daar agter, ek het Kaapstad toe gevlieg vir meetings, en ek het hierdie boere oom gesien, in dieselfde ry as ek, en ek is soos in, hierdie man, hierdie is nie sy Valley nie. Hy vlieg nie gereeld nie, en hierdie is, want hy is so nat gesweet, en sis en so. En dit is die tyd wat Boerepompie was die nommer 1 hit in die land, was niks groter as dit. En ek dink, hy is definitief die tipe wat Boerepompie gaan luister. Dit is die tipe oom. En so het die ding ontwikkel tot op daai, en so hanteer ek maar alles, nie? Want dit is ook iets wat baie in my guns en deel van my roeping is I really understand people's psychology. Is hoe ver kan jy 'n ding vat, wanneer gaan hulle iets glo, wanneer is dit geloofwaardig, en wanneer, en selfs wanneer moet niks gebeur nie. Jy kry baie keer liedjies wat daar moet niks gebeur nie, net die persoon moet daar staan, want die song soek dit. Die song soek nie noodwendig en dis daai liedjies waar jy as 'n propmaster so bly was, waar daar niks gebeur. Nee, dan gaan ons lekker rook agter, en dan gaan doen alles wat 'n mens nie wil hê hulle moet doen. Want dan is die volgende liedjie, soos ek nou gesê het, Demi.
in die mooiste aandrok. Sy het nou net 6 minute terug die kontrak gewen, maar daar's 'n donderse pendeltuig. Ja. 'n pendeltuig en 'n hooibal. Ja, 'n pendeltuig, 'n hooibal en 'n Holly Davidson. En hy laat dood want sy's deur 'n egskeiding. Ja, kom maar Hans Wors uit wat Jackal. Ja, sulke goed. En dan het ek vir hom gesê, props! Ja, maar nie net props nie, daar was kragwoorde betrokke ook, dan weet ek. En dit is 'n ander ding. Ek is so bly die audience kan my nie hoor nie. Ja. Want ek wil net vir julle sê daar by die huis, wow, hierdie tong. Hierdie tong gaan Jackal skep vandag. Want ons almal wat daar agter werk wat nou head of department is, het sulke ore aan. Ja. So ons almal luister nou. Ons hoor vir Barry voor, wat begin en jy het ook 'n countdown wat jy doen, show en dan gaan ek dan raak almal op moers op hulle sene wees, as alles in plek is, hierdie ding daar, ek onthou ek het saam Snotty nog in 'n kar gesit, hier dan begin ek sweet, en dan moet ek hierdie kar inry. Ek onthou. En for some reason, as hy by 10 tellings kom, dan begin hierdie been so bewe. Ja. Ek sweer, hy wil nie ophou bewe nie. Dan dink ek, hier, ek gaan die kar nou binne in hierdie gehoor inry en dan se tickets. Jy weet, dan donder ek die hele show op van die begin af. Maar Barry, daai is een ding wat 'n ou, ek meen jy doen nou live TV en dis 'n ander rush, maar daai Afrikaans is groter. Ja, dit werk eintlik, dis eintlik dieselfde want televisie obviously werk jy nou as dit 6 uur is dit 6 uur. Ja. Ons saai in die oggende van 6 uur tot 7:30 uit op via. Maar 6 uur is 6 uur. Ja. Want Afrikaans is groot is die tyd 7:30, 19:30 elke aand. Maar dan sal jy partykeer 3 of 4 of 5 minute later begin want die audience is dalk nou laat of. Ja. Maar die oomblik as die countdown kom die countdown. Dan hardloop daai masjien. Ja. En dan hardloop hy soos 'n masjien asof ons 'n lewendige. Maar sê gou vir my, as die eerste van 9, kom ons sê 9 konserte, as die eerste konsert verby is en altyd toe gaan dan relax jy. Nee, of nie. Of nie regtig nie. Want dan sit ons nou net 'n repeat elke show. Ja, maar nee, dit is elke aand asof dit 'n nuwe show is. Maar ek met tyd het ek kalmer geraak en die vroeë jare het ek sommer hysteries geraak. Vir geen rede nie. Ja. En ek het hierdie aaklige ding van micro, maar is goed dat ek die kinders het. Want ek is 'n micromanager en dan mens moenie dit wees, jy weet, ek sal my kinders byvoorbeeld nie skool toe stuur nie. Wat net nou staan 'n maatjie hulle. Hoorie, maar daar dan verstaan jy en dan gaan dit my pla. Barry, maar ek meen dat Barry was 'n party. Jy bly in hierdie kamer. Barry was 'n party. Ek meen Ek sal jou hou op skool. Jy is nog, ek meen jy kan intens raak en daai en which is fair want jy sit 9, jy het druk op jou. Jy het unbelievable druk op jou, maar daar's al stage managers in trane weggejaag. Ja. Omdat hulle nie hulle werk gedoen het. En ek meen want die beplanning wat in dit ingaan, daai week voor die tyd is ure en ure tot 2 uur partykeer in die oggende wat 'n ou sit en as jy nie jou werk op daai tyd kan doen nie, is dit ongelukkig dis die entertainment industrie. Dan moet jy get. Kyk, so dis seker nie die beste ding wat met mense kan gebeur. Dit is nou nie lekker om weggejaag te word nie, maar wat ek bedoel is die teendeel kon gebeur het. Ja. Want ons het een verantwoordelikheid en een alleen, nou 100,000 mense koop kaartjies. Met ander woorde, ek wil nie op Facebook sien dat ag maar hierdie was nou 'n klomp nonsens want dit het of dat dit sal nou nie lekker sit nie. Die een grootste kritiek, wat is die tannie se naam nou weer? Met die blonde hare wat elke liewe jaar heel eerste 'n kaartjie koop. Wilna. Nee, Wilna's van die klub. Sy's 'n massive, sy's 'n stalker. Ag man, wat is die tannie se naam? Ek kan nie glo. Is dit nie Anita nie? Anita Dis die eerste persoon wat jy van sal hoor as dit goed was en is die eerste persoon wat jy sal van hoor as dit swak was. Jy hoor dit. Absoluut. Absoluut. En mense het al snaaks so goed op Facebook gesê, maar ek sien die kunstenaars kry swaar. Ja, hulle. Maar baie keer raak ek ook of die help vir die Nee, maar die media ook, want die media het, dis obviously koöperatief, almal moet nou hulle geld maak, maar wat by plaas dan sal hulle nou 'n opskrif skryf. Bobby gaan skei, Bobby skei sy vrou, pa. Ja. En nou kry jy die dommes op, en as ek sê dom bedoel ek mense is nie dom, maar dis nou wat hulle lees. Hulle lees nie die artikel nie, dan lees net daai. Hulle lees net dit en dan gaan hulle nou post asof hulle nou nommer 1 die hele artikel gelees het. Hulle was in daai huwelik, hulle ken hulle was die prokureur basies. Ja, hulle ken hulle jare braai elke Vrydag aand saam en dan val die mense aan. En dieselfde met Afrikaans is groot gebeur. Ja. Hier dan kry jy nou mense wat hysteries gaan. In 1 jaar toe daar was mense ook wat hysteries geraak het en ek gaan toe op Facebook en ek stuur vir die spesifieke man 'n boodskap, maar waar Facebook en ek sê vir hom ek het gesien jou misnoë wat jy uitspreek op sosiale media, maar
sê vir my watter aand was jy daar laasweek, want dit was in die tweede week. Ek sê watter aand was jy laasweek daar? Dan gaan ek net in jou, want jy het mos nou kaartjies gehad. Ja. Dan sal ek nou net jou vir jou nuwe kaartjies stuur dat jy terugkom hierdie week, want ons sal daai reggemaak en. O nee, ek het nie kom kyk nie, en toe is ek net so sê, wat kan jy dan nou doen? Ja. Ja. Dis presies nou daar. En jy sit hierdie kant en jy dink eers, maar wat het ons verkeerd gedoen? Waar kon dit verkeerd gegaan het? Dit dan daai ou nie eers die bloody show kom kyk nie. Wat dit gebeur met Mormone en Jehovah's Witnesses. Hulle het hulle eie manier van dink doen. Verstaan jy, wat kan 'n mens maak? Wat is waar. Maar daar het niemand nog meer in diepte gewerk met kunstenaars soos wat jy gewerk het. So jy weet hoe is kunstenaars. Ja. Ek dink baie keer publiek van baie Rikus, ek sê net want jy's ook 'n kunstenaar en 'n sanger in ons bedryf, maar dit is nie altyd maklik. En jy het dit nou net so bietjie daaraan geraak, maar daai is ook een van jou groot challenges. Is maar die kunstenaars Vat eers 'n slukkie voor jy vir ons nou voor jy daaroor. Voor jy nou 'n bietjie oopmaak en uitpraat. Dis 'n versekerbeker. Kyk aan. Ek het gedog die versekerbeker is 'n rugby se job. Nee, ons het hom geskuif nou. Hier, ons is so Barry, ons het vir jou nog nie 'n slukkie vat nie. Okay. Ons het vir jou 'n spesiale drankie daarin gesit wat nou by jou persoonlikheid pas en ons wat jou ken. So jy kan 'n slukkie vat, jy kan hom lekker drink. Hy is nogal 'n lekker sterkerige ene omdat jy baie sterk is. As jou persoonlikheid. Ja, en aan die einde van die program jy net vir ons raai wat het ons vir jou in jou versekerbeker gesit. Maar met ek soos baie sluk of jy sluk hom soos wat jy voel. Wat eers 'n kleintjie dan. Ja. Ons ken jou, né? Ja. Miskien ek neem aan vir jawel, ek weet verseker borg julle, maar miskien moet julle dalk net 'n borg kry vir wat ook al in daai. Hoorie, maar nou dat jy sorry, ons gaan nou terugkom. Ja, maar wil jy eers gou jou vraag of klaarpraat? Ek het nog geïnterfereer. Om met kunstenaars te werk en jy wat nou so in diepte met hulle gewerk het, is daar iemand wat vir jou uitstaan wat moeilikerig was nogal om mee te werk, of ek gaan hom vir jou makliker maak, wat unbelievable is om mee te werk? Is daar 'n spesifieke kunstenaar wat miskien vir jou almal is vir my unbelievable. Professioneel werk 'n mens goed. Daar's mense met wie jy dalk nie op 'n persoonlike vlak sal oor die weg kom of raai of kuier of ek bedoel. Ja. Maar jy kry ouens wat ontsettend kunstsinnig is. Met ander woorde, iemand soos Corlia, sy is to the T. Ja. Dis So haar kunst. voorberei. En dan is daar nou mense wat my haat. Ja. Jy sê dit so asof jy van hulle is. Daar is mense. Ek is lief vir jou, Barry, nie haat nie. Daar's mense wat my haat. Ek bedoel omdat ek hulle moeilike goed laat doen. Ja. Verstaan jy? En die enigste een wat ooit ja sê is Karlien. Ja. Want sy sal vlieg. Ja. En sy as ek vir haar in 'n situasie sit, sy sê ja. En dan kry jy nou iemand soos Rihanna. Haar gunsteling woord is nee. Ja. Sy en ek en sy is nou byvoorbeeld 'n regte vriendin van my. Weg van werk af. Ja. Sy sal nee sê want dit is nie in haar wat sy probeer sê vir die audience. Of course, en mense verstaan dit. Sy byvoorbeeld sy sê nee, selfs as jy haar bel, hy is 'n ander wat praat nee. Verstaan jy? Maar dan kry jy mense wat soos 'n Corlia, she's very artificial. Ek meen sy is so kunstsinnig. Ja. Dan kry jy nou ouens wat net party en net, maar ek het nog nooit in my tyd by Afrikaans is groot ooit 'n dag se probleem met die kunstenaars. Nee. Ons het eintlik op 'n punt gekom waar kunstenaars my regtig vertrou. Ja. Omdat ek hulle so goed ken, ek weet wat hulle wil doen, waar hulle wil uitkom, en het ek al teleurgestel hier en daar. Kyk, daar was nou een of twee wat nou gemoun het, ek kry nou nie genoeg aandag nie. En toe het ek vir die spesifieke, ek gaan nou nie die naam sê nie, want dit sal nou nie goed wees nie, maar wat ek bedoel is, toe het ek vir die spesifieke persoon gesê, luister hierso, dit is soos melk. Sies daar net suur. Ja. Like, jy kan net so lank op 'n rak wees. Nee. Ja. Gaan koop 'n wimpie. Ja. Ek meen, Kan ek jou sê wat jou so special maak is, ek dink jy vat kunstenaars uit hulle gemaksone uit. En na die tyd, omdat jy in hulle glo, vat jy hulle uit hulle gemaksone uit, maar jy weet hulle kan dit afpin. Ek dink baie keer dink kunstenaars, maar hy kan dit nie afpin. Dit is nie eintlik wie ek eintlik is nie. En as hulle klaar is met Afrikaans groet, en dit is hoekom kunstenaars so baie respek het vir jou, want hulle het dit afgepoel. Jy het hulle uit daai gemaksone uitgehaal en iets anders creatively laat doen wat hulle nog nooit gedoen het nie,
en as hulle dit afpoel, is dit daai wow factor. Want die audience het ook nie verwag daai kunstenaar gaan so iets spesifiek op die verhoog doen nie. En ek dink dit is wat jou so spesiaal maak en soveel respek kunstenaars vir jou het, is dit gevolg van dit. Baie dankie en dit is lekker om te hoor, want weet jy wat, vir my is die kunstenaar is het 'n ontsettende sterk kuns. Ek meen jy het 'n gawe van bo. Jy's 'n fantastiese skrywer of sanger of sing dalk net en dalk nie 'n skrywer of 'n musikant of wat ook al. Maar wat ek bedoel, jy het 'n baie spesiale gawe en hoe harder 'n mens jou kan druk, hoe meer gaan jy in jouself glo. Ja. Dat jy is eintlik in staat tot soveel meer. Ja. Want nou kry jou gehoor 'n ander deel van jou. Ja. Wat hulle dalk nooit sou gesien het nie. En in die proses is dit 'n give and take situasie. Ja. Want jy gee vir hulle iets wat hulle nie verwag nie en jy kry die liefde terug wat vir beide partye werk. Goeie voorbeeld. Toe jy dit nou dink ek onmiddellik aan Bok. Wat ons laas jaar met hom gedoen het met die wat hy so snotty aangetrek het met die ketting. Dis 'n ander kant van Bok wat mense nie regtig ken nie. Daai is nou so, daai is byvoorbeeld so fantastiese, want dit was die tweede keer wat ons boerepompie gedoen het, maar ek meen dit 6-7 jaar later. Maar die hele idee was daar, want toe, jy sal onthou toe ek jou bel, en ek sê, okay, boerepompie, maar wat gaan ek nou doen, maar die laaste keer was die bouing. En ek is nie daai tipe ou wat ek sal nooit iets gaan herhaal in die verlede nie. Dit moet nuut wees, dit moet vars wees, dit moet. Ja, dit vat my toe 'n paar dae en die liggie kom op by my. En dit, glo my nie, na 'n meeting by Waterkloof Hoërskool, en ek het nooit geweet Waterkloof het 'n koshuis nie. En toe ek daar instap en daar staan 'n koshuis en dan kom hierdie tienerdogters uit. Toe gaan daai flitsliggie of daai lampie in my kop aan wat sê, boerepompie, hierdie kinders gaan definitief 11:00, 12:00, 3:00 in die oggend skelm uit hierdie koshuis uit. Want ek was in 'n hoërskool koshuis, Port Natal, Durban. Daar's hy. Port Natal hoërskool se koshuis en ons het ons kanse gevat. Nee, 100%. Jy's 1:00 uit met daai op die 4de vloer, maar jy kom onder. Ja. Kyk en dan vat jy fles. Ja. Jou ma weet vlees en jy vry. Jy gaan, jy vat hom vas. En dis hoe die ding, en toe vat ek dit nog 'n tree verder. In plaas wat ek die dansers in dit gebruik, want hoekom sou hulle nou skoolkinders wees? Hoe gaan ons die kunstenaars kry om regtig met die audience te hoek? En ek sit ek sit 'n hele ry beddens, 'n dormitory, koshuis lokale wat ek op beddens op die voor, en wat die audience nie weet nie, is elke bed het 'n kunstenaar in, en hulle almal is in hulle 90s. Yes. Asof hulle... Ek was ook daar. Jy was ook, jy was ook in dit, nee? Hy het toch in die verkeerde bed ook getrip, saam met Christel. Ek en Christel was in dieselfde bed. Jy en Christel, ek het my nog 'n uitkak gegee vir daai. Ek het jou uitgetrap. Continuity vir die kameras. Continuity, maar dit was nie net die kontinuïteit van die kameras, die feit dat jy op Christel gelê het. En daar snaakse beweging was nie. Want ek het op daai oomblik vir Brendan Hargreaves, wat hy was my baas. Hy is en ek moet aan hom antwoord. En hy sê, what's happening in that bed? Want hy's baie Irish. What's happening in that bed? En hy verstaan Afrikaans, hy doen, maar hy's baie Engels. En hy sê, what's happening in that bed? En ek is soos in, oh my word, I don't know, one of the artists is getting a seizure. En ek gaan na die papier toe om te kyk hoe het ek hulle ingedeel, en toe die wending van die kom na die, want allemaal van die boerepompie in die chorus, en dan spring al die kunstenaars uit die bed uit. En hier kom jy en Christel uit een bed met hierdie beweging, en ek is soos in, Anita Karstens gaan nou sê op Facebook, dis nie 'n gesinsvriendelike vertoning nie, en dit was 'n Saterdag aand. Wys my nog 'n ou wat net geskor môre het. is daar 'n erediens van 'n Sondag. En ek weet jy is getroud, ek weet Christel is getroud, en ja, maar ons is swingers. Maar is hulle gelukkig? Ons is swingers. Nee, maar om nou by my punt te kom, Bok. Niemand het daai insien kom nie, want ons het, julle sal nou onthou, Rikus en Bokse. Wat Snotkop was op die show. Hy was op die show, maar ons het hom nie geboek nie, ons by die song gehad het. Yes. En toe sit ek vir jou en Bok en Lisa. Ja. Maar dit is nou hoe hierdie hele ding so begin, want die sang begin en jy sit op die bed. Yes. Tussen die mense. En dis magic, nee. Die oomblik as jy 'n meter weg van jou fan af is, dan betower jy blaas hulle kop, want dit is wel overwhelming. En net voordat Bok
Nee, ek lieg. Bolk het toe uitgeklim, want hy is in die tweede segment. Ja, En hy is toegemaak in die bed. Jy kan hom nie sien nie. Jy kan hom nie sien nie, maar hy het die snotkop look gehad. Hy trek presies so aan. Ja, hy het 'n look gehad. Kettangs. En ek meen dis 'n kant wat mense glad nie verwag het nie. Nie van Hulle hom het ken nie. uitgefreek oor hom toe hy nou hy's 'n jy weet bok vir sport, jy weet hy doen sulke goed. Tipies wat en ek dink jy en Lisa wat in die werklikheid jou vrou is en sy is ook ons sy doen agtergrondstemme vir ons. Sy het weggekruip in jou bed. Ja. Agter maar die het ek regtig beplan. Ja. Die Hamilton Kristel deel. Ja, dit was Nee, dit was 'n jammer storie. Maar daai deel het ek beplan en sy het 'n peer in haar naties maar met 'n rooi konsertina. Ja. En dit dink ek het Hammy hulle geïnspireer om kom ons vat dit 'n tree verder. Ja. Maar dit is hoe magic dit is want hier sien jy vir Bok van Blerk in 'n totaal ander hoedanigheid. Presies. En dit blaas die koppe. Ja. Maar jy feit dat Bok van Blerk ook hier want ek met daai beddens dan sit die mense so nee. En daai beds net hier. Ja. Was net soveel spasie. En hier klim hierdie reuse want daai man is langer as ek. Presies. Klim Bok van Blerk uit hierdie bed uit en die mense ryk kom basies. So en naby is hy kom en dit is die magic wat nou jy sit hierdie kunstenaar in 'n posisie wat hy nooit in sy lewe sou doen nie. En reg voor jou is jou aanhangers. Ja, so precies. you just give so much magic and love. Barry, maar waar kom, want jy is obviously, en soos die mense kan sien, jy's passionate oor wat jy doen. Selfs nou met TV, nou dat jy nie by Afrika, maar jy het regtig 'n passie. Waar kom dit vandaan? Kom dit van jou, is dit nog altyd daar van kleins af, is dit kom die liefde van jou ma af, van jou pa af? What is it? Waar kom hierdie creative genius vandaan? Ek was seker maar gebore met dit. I think so. Maar was jou ma kreatief geweest? Sy het bietjie, ag my pa het die kreatiwiteit van 'n dakdeel. Hy moet nie sing nie. My ma het 'n bietjie orgel gespeel en she had quite a vocal, sy het 'n goeie stem gehad. Sy sou nooit seker 'n sangeres word, maar ek meen sy. Ja. Maar dit het nie regtig 'n impak op my gehad nie. Ek onthou toe ek klein was en hierdie gaan belaglik klink want helfte van hierdie mense as jy nou nie in daai tyd geleef het, gaan jy nie weet nie. Toe was daar 'n daytime soap, 'n seepie. Ja. Op Eminent Open Time 6 to 7. Okay. Ja, verstaan jy? En dit was Loving. Daar was 'n soap. En ek was klein, ek was 7, 8 jaar oud. Ja. En ek kyk hierdie ding en dit is soos en hoe maak 'n mens elke dag 'n movie? Ja. En is elke dag 'n nuwe movie, maar dis dieselfde mense en my ma verduidelik dit vir my. Dit jy noem dit 'n soap opera. Dit is dieselfde en so het ek begin as 'n klein kind begin nalees oor hoe werk hierdie goed. En ek onthou toe Frans Marx hulle later, maar dis net die perfekte sirkel eintlik, want toe Frans Marx het Igoli. Was die eerste Afrikaanse, Suid-Afrikaanse daytime soap. En hy, ek meen dis Frans Marx. Hy het agter elke man, hy het al daai. En toe Igoli begin wat dit die eerste seepie was, het dit my kop weggeblaas want ek het gevoel, wel Frans, as jy dit kan doen, kan ek dit doen. En ek meen nou as ek 'n kind, ek was dit 6. Staan dit 5. En terselfdertyd Raaibat was my heel eerste job in televisie. Jy het Tim Foster gespeel in die Goalie. Nee. Tim is 'n aantreklike man. Sy gaan die agtertiet as dit kom by voorkoms en ek het wel vir Frans Marx gewerk by pragtig. By Igoli plek van Goud toe was ek 'n produksie assistent. Raar. Dit ek so begin en toe was hoe magical was dit, want toe as kind het jy hierdie gevolg en toe jy daar tussen hulle. En ag jy is die skiewie. Verstaan jy gaan nou jy dra koffie aan en ek weet jy moet liewers begin. Jy moet. En toe was dit natuurlik Chantal Stander, Kimberly Logan. Ons almal was lewensbang vir. Dit was die eerste keer wat ek Steve ontmoet het, Steve Hofmeyer. Ja. Wat is die kans dat ons al die jare later so close is as saamwerk op ander shows en so dit is eintlik iets wat my natuurlik gekom het, maar ek het nog altyd 'n passie vir hierdie tipe van goed gehad. En ek het as ek sê 'n passie, toe ek klaar maak met Afrikaans is groot, was dit vir my 'n bittersoete ding. Want dit is amper asof jy jou kind laat gaan. Dit is like a baby thing almost. Want 'n mens moet onthou Afrikaans is groot, is 'n kulturele fenomeen. Daar is net niks in hierdie land. Wat so groot is nie. Daar is net niks wat so groot is nie. En kan ek jou sê, jy het so groot aandeel daarin. Nee, ek meen regtig my vriend. Ek bedoel dit regtig uit my hart. Ons ken die musiekkant en die kunstenaars, ons probeer great musiek uitbring, maar dit wat jy sien daar,
ag net alles met weet die props en die beligting. Dit is daar in Afrika, daar is nie so show nie met dis international standard. Wys vir my enige international show Ja, wat 'n top eintlik. wat Ja. eintlik doen wat julle reg gekry het. Verstaan jy wat Ek verstaan wat jy sê. Met 'n persentasie basis van die budget wat die international Ja, is. ek weet ons begrotings is 'n Ja. fraksie van wat jy kry teen maar dit vat 'n weermag. Ek weet ons praat van 360 produksielede, dit is die tegniese span, dit is I know. Ja, dit is 'n enorme taak. Nee, ek kudos toe almal, maar dis wat ek bedoel, jy's so deel flippe jy het 'n groot deel. Kyk, ek gaan dit saam met my dra vir so lank as ek leef. Gaan jy kom show kyk? Ja, Gaan jy? ja natuurlik. Nee. Want hy my maatjie speel daarin. Ja. Hoorie, maar gaan jy dit gaan nou vir jou lekker wees. Om net Nou te kan kyk. ek so sê ja, nou gaan ek net sit en kyk. Ja. Nou kan ek ook Ja. elke 10 minute 'n bier gaan koop. 'n bier gaan koop. popcorn eet. Ja, gaan lekker Ja. wees. Daai eerste show dink ek wat jy gaan kyk, gaan nogal vir jou Gaan jy taaf ook wees. gaan jy ook op Facebook klaar na die tyd? Nee, ek gaan nie. Wat ek nou gaan doen is omdat ek deur daai pad gestap het. Gaan ek die mense aanval wat my dan sê, Daar's hy. luister, jy moet ek vir jou 2 kaartjies weer koop vir volgende week en moenie vir my sê jy was nie daar nie. Ja, presies. Verstaan? Hoorie Barry, hoe gaan dit met die ontbyt? Baie lekker. Dit is vir my 'n Die naam is Goeiemôre, good morning. Good Daar's morning. hy. So lekker om Pieter terug te hê in Suid-Afrika. Wel, Want hy het ja. hierdie fantastiese sin vir humor. Hy het En hy het 'n mooi sin vir humor waar ek Ja. 'n wrang, ja. verskriklike wrang sin vir humor het. Ek hoor Ja. Verstaan jy? Waar hy byvoorbeeld net laasweek. Nou soos in ek wil nie sê die is ons want ons gaan lewendigheid. Dit is Ja, ja. van jy is nie alive. Ja. Ja. Jy gaan maar net Daar's hierdie woorde. topics en almal weet wat hulle moet doen en dan gaan jy. Jy weet. En een van die ouetjies op die crew vra vir my, "Kan ek jou 'n dom vraag vra?" En ek weer Barry vinnig. Hy sê, "Kan ek jou 'n dom vraag vra?" En ek is soos wel beter as enigiemand wat ek ken. Ja. Verstaan jy? Ja. En hulle lag. Die Pieter en die ouetjie staan daar. Ja, dan Dis staan. presies, maar dis nou waar my en Pieter se humor verskil want hy's always so nice. Ja. Ja. Hy sê funny, waar Ja. ek is belaglik. Ek is nou weer on saam Angelique Gerber. Ja. Wat julle ken, aktrise en Sasha. Ek en Angelique en Tokkie ander vriende van ons gaan na 'n plek genaamd Bassa toe. Ja. Sit daar en kuier en daar's hierdie twee en daar's 'n ander vriend van haar ook by. En die ouetjie is groot. Ja. Hy's Ja. ja. En maar hy's 'n gay ou. Okay. En hierdie twee dudes, buff, ja, tipiese Boksburg lyk soos Roxette se vrou met groot maar die kapsel. Daai Ja. dat jy in die apteek koop en dan was jy jou hare en dan lyk hy soos Roxette se chick. Nou kan ons sien hulle wil nou toe kom hulle lê aan en nou julle ken vir Angelique. Sy het nie aandag gesê nou voel jy irriteer my nou. Ja. En die ouens kom toe nou en hulle kom toe nou obviously daar's geen sukses daar nie. En hulle kom staan toe nou by my by die groot dude, dis baie lekker die Ja. groter Ja, die rolspeler kosstrop. en Ja. die kolstrop. En die Ja, nee, ek het dit nou op. Dis 'n grap. en die ander ou wat daar sit en die groot buff seker maar van Spring se werk. Ja. Die groot buff ou vra toe vir die ouetjie randomly soos 'n lekraak van nêrens. Wanneer het jy die kas gedonder? Ja. Maar nou ek is soos in dit is nie jy dis 'n vraag wat 'n mens iemand Ja. vra nie. Maar natuurlik Barry antwoord vinniger as wat ek dink. Ek is soos in die ou vra toe. So wanneer jy die kas uitgedoen. Ek is soos in vinnig op die spot voordat die ou nog enigiets sê. Ek weet hy was nog nooit in 'n kas nie. Is jy ongeskik? Ja. En die ou is soos in ek kyk na die ander kyk vir my. Ek kyk vir hy sê, "Bedoel jy was ook met 'n kas hè?" Ek sê, "Geen kas is groot genoeg om daai ou te hou vir so lank." Ja. Jy sien. Verstaan jy? Dit is nou my humor. Ja. En Pieter is nou weer nice. Ja. Maar nee, goeiemôre het ek baie hoop vir daai ding. Is nou maar in sy beginstadiums, maar hy gaan hoor. Hy klap. En die mense Hoe lank is hy elke oggend? 90 minute. 90. Ja, minute. uur en 'n half. Uur en 'n half. Ja, ja. Ons gaan nog gaan kuier daar, hoor. Ja, ek het julle Ja, genooi. het om ons te genooi. kom. Ja. Ons gaan hom ons wil flippend graag kom lekker. Ons het kuier daar, major hoor. gaste, dis vir my lekker. Ek het Morney Morney. Ja, Morney Steyn. Ek het John Steenhuisen nog gehad. Ons het international mense wat inkom met wie ons gesels. Ons het ja, Jy het my net te vertel, ja. ja, daar's sulke dit is so lekker wat ek probeer om
nie jou tipiese ontbyt sou maak waar jy nou kyk hoe word 'n koeksuster ge. Nee, presies. Verstaan jy? Want Ja. as jy Ons het vir Eagle Solar aan ons kant, né? ons het vir Eagle Solar as 'n borg vir ons program. Jannie Kriegel, baie dankie my maat. Die wat vir Jannie ken ek en hy was een keer op ontbytsake saam met ou Dawie. So as jy vir jou besigheid of vir privaat solar nodig het, skakel vir Jannie by Eagle Solar en ons sit sy detail hier op. So, Rikus, Afrikaans is 100 jaar oud hierdie jaar. Ja. En daar is 'n gevoel wat die span by Verseker gekry het dat daar 'n nuwe verjaarsdagliedjie moet uitkom. Met ander woorde, in plaas van veels geluk, liewe maatjie. Korrek. So daar's 'n kampanje wat gaan eers hier in Augustus maand wees, maar ons wil klaar bewusmaking daar buite sit. #Verseker100. Wat is die ander hashtag? #OnsVerjaar. Is 'n kampanje wat Verseker loods. So ja, as mense al idees het daar buite of dink aan 'n lekker verjaarsdagliedjie, 'n nuwe moderne verjaarsdagliedjie vir ons taal wat 100 jaar oud is, stuur dit vir ons stuur. Verseker. Nou maar toe. As hy Beste vliegskool. Ek weet al 'n paar jaar van hulle. Ek het nou nog nie gegaan self vir vlieglesse, maar as daar is ouens, selfs as jy wil as jy dit privaat wil doen of as jy kommersieel wil gaan. Ja. Is dit die plek om te wees en hulle ek dink 2 simulators soos hy gesê het. Presies. Blue chip, Ons gaan wonderboom, al die check hulle inligting uit. gooi ons nou hier onder. Het ons vir julle al die inligting. So gee daar vir enkele 'n likeie as jy ooit gedink het daaraan om jy wil 'n pilot raak. Dan gaan Jago. hoor hierna. Okay. Ekskuus man. Dan gaan jy. Moet ek sê, Jy moet sê. ons vriend Charles van der Heever daar in Koelsberg besit die brand Jago. Oh! Dis 'n mooi brand. Padstalle, gastehuise, petrol garages. Ons 'n nuwe petrol garage in Graafrein net nou. Ja. Met 'n KFC. Ja. Jy kan jou honde so intoe vat. Jy kan maak wat jy wil. Een van die lekkerste plek as jy afry Kaap toe en jy stop nie in Graafrein net by Jago nie. Maar moenie Kaap toe ry dan nie. Nee, maar Koelsberg. Ja, hulle het in Koelsberg ook, maar hulle het Koelsberg is eintlik die stop. Nee, Maar nee, ja, nee, hulle hy het is die stop, Graafrein net maar ook. Graafrein net nou is die Ja. groot stop eintlik. Ag, gat jy. Jago. tot vandag toe nie weet hoe my koeksuster te maak nie. Daar is mos nou 'n Checkers op die hoek van die Ja, straat. daar Gaan is. koop Ek jy sê Kan, een ja. pak. kan ons, want ek weet nog wel as ons inkom sal daar miskien iemand kan wees om net te wys hoe daar koeksusters. Daar sal wees, ja. Okay. Ja. Okay, maar ons sien uit om daar te kom kyk. Ja, Flippe, julle dit moet, gaan lekker man. wees. Ja, julle moet en dit is baie lekker want enige iets met daai aanbieders is 'n fees. Nee, dis Maar Dit mag, is- soos daar mag mens sê wat jy wil. Soos wat ons hier sê. Wel, gelukkig kom julle twee saam en is daar nie 'n bed op die verhoog nie. Okay. Want sou hy en Christel kom, Ja. sou ek seker nou vir Ed Blou Energizers daai wat matrasse maak. Moet inkry. Inkry Ed Blou. om 'n Ed Blou. Ja, ek onthou. Verstaan jy, Ek want onthou. Ed Blou graag. Ja. Ja. Sake so kyk, maar Hoorie Barry, dankie dat jy by ons kom kuier. Ag, Jy dankie dat is julle my genooi het. jy's regtig 'n legende my vriend en dit wat jy al reg gekry het, men afgesien nou van Afrikaans is groot. Al die ander goed. Jy was by Gumas, jy was O ja, jy het o, jy het ja. so 'n CV aan jou. Ek het nou toe ek hier kom sit, kan ek hom vat. Ja, vat Ja. hom. Kan ek hom Hy's vat? baie Want dit is- swaar, jy ja, weet hy is mos. van ek weet, want ek het moes bokse van hulle indra na die ouditeure toe, maar ek Guma. Ja, Die Gumas bestaan nie meer nie, doen dit nog. Ja, Ek maar het klaar jy- gemaak. jy was mos daar. Ek was daar, ek het hom begin en toe ek kom, ek het 5-6 jaar gedoen toe ek weg. Ja. O, ek onthou. Toe was dit met die land. Onthou julle die Toe die- hysterie? ja, Ja, was in sy- die land. Ja, Toe het almal ja. beklei want hulle het net die land uitgegooi. Ja, Ja, Want daar was nou te veel vir okay. korrek. Maar ek wil net vir jou sê, Ja. hierdie is 'n plated gold. Weet jy dit? Het Nee. hulle ooit vir hulle. Dis plated gold. Soos as jou musiekloopbaan crash vir wat ook al rede en die kinders, hulle kan nie vir 3 dae prenetrou eet nie, Ja. want jy moet iets inkry. Sal ek 'n gesond. paar rand kry? vir Jy hom? vat hierdie ding pawn shop toe. Maar sien jy nou? Ja, 'n pandjieswinkel. Ja. Nee, maar 'n pawn shop, 'n Nee, pawn maar- shop, my idee van 'n pawn shop en jou idee Ja, ek verskil hoor jou. obviously. Is jou vrou bewus dat jy nie elke Vrydag gaan sing in 'n ander dorp nie, maar wel hier by Teasers in Montana. Teasers, rond? ja. weet jy ek het maar weet jy wat sy het nou flippend slim geraak. Wat's hy app? 360 app? Checkers Van 360. Checkers. Nee, wat's hy app wat jy so jou vrou kan nou sy trek my nou waar Hoe ek sy ry. trek jou. Nee. Live 360 gaan laai daai app af. Ja. So betaal jy. Wie is jou 'n roadie? Het jy 'n ride manager?
Ag, ek is maar my eie. Hammy. Ja. So betaal jy nou soos vir Hammy of jou ride manager om dan met jou Rikus Nel karretjie op jou bakkie te ry na daai dorp toe en jy het 'n huurkar Montana toe. Nee, maar weet Nee, jy maar wat hulle het, treis om op jou foon. weet jy wat het Lisa op jou So, gedoen? jy moet met my foon ry. So Lisa is so slim, sy het nou begin werk by daai dansakademie. So nou weet sy. O, jy sien, die ding is as sy op die verhoog is ongeag hoeveel sy aan. Weet jy, dit is so Sy moeilik. gaan vir jou sien in die gehoor. Dis vir my so Sy- moeilik om te kroek deesdae. Ag maar. Jy gaan Is 'n dit die manier woord, kry. kroek? Ja. Dis eintlik jammer, nee, want jy weet dit is soos om stout te wees, 'n spread. Ja. Dis lekker totdat jy gevang word. Staan. Barry, voor as jou groet, jy moet gou 'n slukkie net van jou verseker of net vir ons raai wat is in jou versekerbeker? Wil jy weeslik? Ek Sterk. nee, maar ek is net nie seker of verseker in hulle beker dit sal toelaat nie. Ja, hulle doen. Doen hulle. Nee, ons het 'n baie goeie verhouding met hulle. Julle het ook 'n goeie verhouding met die engine groep. Ja. Ja, daai is petrol. So wie wat is dit, Barry? En dit is 95, 93 is nog lig. Barry? Ja. Dis swart koffie. Is En dit is dit swart Ja, koffie? en dis Rikoffie. Swart Ek koffie weet, is 'n treffer van Corlia Botha. ek weet hoe haat jy slig Rikoffie. en swak koffie. Ons het vir jou Rikoffie Ek het ingegooi. ons jy is nou gewoond aan kontrakte. Ja. Ek het ook 'n kontrak vir my jobs as ek produksies doen. Ek het net 3 klousules. Ja. Ek moet betaal word op die tyd wat ek sê ek moet betaal word. Ja. Vars melk. Ja. Jy sit nie vir my plastiek. O! Oor daai boksie goed. Ja. Ja. Jy ry kom jaar ver. Jy Ja. ry kom 'n jaar ver. En dan as daar Rikoffie daar is, Ja. dan het jy geen selfrespek in jou lewe. In Frisco? Jy Hoorie, want dis al wat ons drink is Frisco. drink jy 'n So, Frisco. ja, maar Want as hierdie is dit Frisco. Dis 'n mengsel tussen Frisco. Ons het nie genoeg gehad in Frisco Maar en Barry, Rikoffie. Ja, ek het gedoog as koffie. Barry, onthou toe klein was dat jy daai groot geel blik Rico of Ja. dat of ander mense het Frisco gehad. Frisco en dan Maar was dit so lekker as jy by hulle kom? Ja, want die Frisco is meer romerig. Nee, ja. Ja. As hy Okay, maar jy sê koffie is 'n groot ding vir jou. nee, hy moet warm wees met 'n ou rapsie suiwer melk vars. Maar lekker koffie. Ja. Ja, dit is. Jy weet. Ja, anyways, Barry, Ag, we dankie love you man. julle. Dit was regtig lekker dat jy hier was en jy Eer is en voorreg. regtig, jy's 'n legende in ons oë. O, ek voel soos bles en En geine. die Afrikaans is groot. Het ons rose gebring. Ja, het ons rose. Daarso, jy kan daai Hy plant. vir jou rose gebring, ou bles. Afrikaans is groot is net 'n chapter wat toemaak. Ek Dis 'n dink daar's chapter nog wat toemaak, daar's ja. nog baie groot dinge wat vir Barry Barend Pretorius Waar in Pretoria. Ag gat ja. Dankie julle. Ek my ou vriend.